kykers, baie dankie. Laat u saam met ons inskakel hierso. En ook vir ons luisteraars wat op die radio inskakel om te luister aan ons volgende aflewering van die program Godsdienst en die Koerante. Ons saam uit hierso op die Kaapse TV-stasie, Homebase TV, en ons is baie bly u het ingeskakel. U kan hierdie stasie kry op internet, op die web, ook per satellietskottel, op verskillende maniere. Tik dit in op u cellfoon homebasetv.org en dan het u hom daar. Maar ons is bly dat u ook hier weer teenwoordig is. Nou ja, by my so dat weer eens vandag, hier van Reegard, ja, Dag so. goed om elke keer te sien. Gaan dit? Nee man, aan die hardloop. Hardloop maar almal, ons almal hardloop. Ja, Ek nee. het maar gedink of my takkies te koop, dat ek vinniger kan hardloop. Baie werk om so al die koerante deur te gaan vir so 'n program, jong, dit is maar 'n redelik hou mens aan die gang, Dit is so. aan die hardloop, ja. Waar begin ons vandag? Met 'n tekenprentjie. Okay. Ek check altyd op hierdie tekenprentjies en of daar 'n godsdienstige verwysing of aanklank is. En hier is nou ene, en daar's die boere. En daar is hy besig om te oes. En SA Landbou staan daar regs. En daar is die dorsmasjien en dit sê daar grondwetlike demokrasie. En die gerwe is allemaal daar en daar bo die gerwe staan onteiening sonder vergoeding. Sjoe. En nou sê die SA Landbou, ditsem, so skei hulle die kaf van die koring. En heel onderaan staan daar die seekoekie, hy sê, soos die gesegde gaan, wat jy saai, Sal jy maar. sal, dat kom ons ook uit die Bybel uit. Dit is 'n Bybelse vers daai oom. Ja, nou ja, kyk, Jesus se woorde. hier is 2 Bybelverse hierso, ne? Dan is daar berigte, en het sê, is 0 vergoeding nie, dieselfde as net niks. Regter vra oor onteiening. Wat van, dit is miskien net steel. Dis is ek kom nou by oom en ek vat oom se kar, en dan sê ek het oom se kar gevat vir R0, maar ek het nie oom 'n keuse gegee nie, en ek het hom net gevat. Mens noem dit steel. Jy het te veel insig vir hierdie koerant. Ja. Hier rechts staan hier so, eiendom het nog altyd waarde, en dis geen 0, hoor hof. Dis nou wat jy my so probeer wys maak nou so. Heeltemal korrek, ja. Nee, so dit is die storie. Ek het nou gaan kyk hier op AI, daardie stelling skei die kaf van die koring, en hulle sê, die uitdrukking om die kaf van die koring te skei kom uit die landboumetodes van die Bybelse tyd. En beteken om die waardevolle mense of dinge te skei van die waardeloos of slegte. In die Bybel, soos Lukas 3 vers 17, word dit gebruik as 'n beeld van God se oordeel en skeiding tussen gelowiges en ongelowiges. Agtergrond en betekenis, die koring, dit is die waardevolle graan wat gehou en versamel word, symbool van regverdiges of gelowiges. Die kaf, dit is die nutloose omhulsel wat wegwaai in die wind, symbool van die wat nie vrugdraande of goedloos is nie. En so gaan hy aan. Ek begin nou ook al slim raak met hierdie AI, maar ek maar net op ChatGPT en Google. Ja, hier is Google's. Google is baie uiters elementair, nee. Ja. Maar ek vra en antwoord is so mooi in Afrikaans nogal. Nou, wat se tekenpunt het jy daarvoor? Jong, hier is nou nog een, en hier staan die president, Ja? en hy sê, looking forward to a clean sweep, next election. Pragtig. So ek dink hy gaan lekker wen, maar nou sit hy met 'n probleem, want hierdie clean sweep wat hy wil doen is met 'n besem, Ja. en dan wys hier so die anti-corruption, het nou al... Dis 'n anti-corruption besem. Dis die anti-corruption. Hoogtyd, ek is so bly daaroor. Maar die probleem is, nou is al die middelste gedeelte van al hierdie borseltjies is nou weg, Ja, so hy gaan nie lekker clean sweep hê nie. ek sê net dat borseltjies aan die kante daar Net aan die so. kant, ja. En die middelste grootste gedeelte, soos as hy sweep, gaan hy nie clean sweep nie. En hy gaan nie
corruption wegvee, en jy gaan net so 'n paar skynsmerkies daar maak. Nou ja, dis is presies wat gebeur in praktijk. Ja, nee. Ai, ja. Jong, nou kyk ons weer na wat se wêreld daar is. Daar is nou 'n wêreld oftalmologie dag, daardie groot woord. Sure. Ja, wêreld oftalmologie dag. Dit maak meer saak as wat jy dink. Vraag, wat is wêreld oftalmologie dag? Wêreld oftalmologie dag word elke jaar op 8 Augustus gevier en plaas wêreldwyd die kollig op die spesialiste wat ons sig beskerm en die miljoene mense wat op hul kundigheid staat maak. Sure. Nou ja, en daar's nou 'n prent daarso van 'n oftalmoloog en hy doen daar operasie. Ek het ook al so operasie gehad, ek kon nie meer lees nie, ek moes so verder en verder lees, nou kon ek nie meer vers sien nie. Nou, dan moes die tannie dit vir hom vashou. Ja, Ek kon nou my maat my vertel, toe sy kind was, Ja. moes sy die koerant vir my oupa vashou. ja, Want hy kan nie meer so naby gelees het, dan moet hy al hoe verder vashou. Nou dan kan hy dit nie meer vashou nie. nou ja, my arm was nie lang genoeg nie. Ja, Hulle het toe my een oog gedoen en ek kon naby sien, en die ander oog ver sien. okay. Nou is ek so 50-50. Regtig? Ja, regtig. Ek kan nou redelik okay lees en ek kan redelik okay ver sien. So is apart wat hulle dit gedoen. Ja, apart. Ja. Ek het Nou dit is ek geweet. so middel, uit die weg van gemiddeld is ek, en ek gaan nogal okay daarmee aan. Hier is ook 'n interessante een. Ja, Ek het eers geweet van dit nie, man. Ja. Dit sê, give the nursing moms a break. Yesterday marked the beginning of the 35th World Breastfeeding Week, which takes place from August 1 to 7 annually. jy is nog so jong pa en jy weet nie daarvan nie. Ek dink nie daar's 'n dag vir dit nie, of 'n Ja, week daarvoor maar- nie. It is a UN-sponsored initiative to promote nursing across the globe. According to the WHO, World Health Organization, guidelines, the best practice is nursing infants exclusively for the first 6 months before starting to introduce other foods, while continuing with breast milk up to about 2 years. So is baie interessant. Nou, my vrou het baie Gesondheidsbewus, alles opgeswat opgelees. voordat ons nou kinders gekry het. Nee man, men moet nie En, te veel lees vir die kinders kry, moet kinders kry en klaar. As jy En, te veel lees, dan kry jy nooit kinders nie. Maar dit is so interessant, die goed wat sy geleer het. Ja, So, sy het spesifiek probeer om ten minste 1 jaar en 'n half, Ja. in plaas van net 6 maande, ja, te borsvoed. ja, En die goed wat ons geleer het oor hoe dit die baba sy mensstelsel versterk. Nee, ja, En waar as jy net formule gebruik, dan kry hulle nie daardie die wat jy dit nou noem, wat van die ma, Ja. wat hulle immuunstelsel, soos hulle is afhanklik van die ma se immuunstelsel om hulle immuunstelsel op te bou en sterk te maak. So as die kind siek word en hy drink aan die ma, dan kry die ma die speeksel, en in die speeksel van die kind kan die ma dan agterkom dat die kind siek word. Nou voor die kind regtig wys dat hy siek word. ai nee, En dan gee die melk die spesifieke wat hy ook al die kind nodig het, die antibodies, ja. dat die kind kan sterker word en gesond word. Dis ongelooflik. Dit Jy is kan vir my dit nie weer 'n teken van 'n goddelike skepping. skep, absoluut. Daardie fyn tegniese detail kan evolusie nie verklaar nie. Dit is net toe ek het die heel- beplande ding daar. Toe ek het die heel eerste keer hoor, dis ek sê, nee man, dit kan nie waar wees nie. Hierdie is nou 'n ou tannie storie of 'n ou, dit kan nie wees nie. Toe gaan lees ek op en ek self te doen en toe kom ek op dit af. Studies wat gedoen is en waar hulle dit spesifiek wys. So hierdie is baie belangrik. Ja. Sjoe, baie interessant. Elke baba is 'n absolute ongelooflike wonderwerk. En ek het ook gesien, hulle het hierso het hulle 'n plek waar jy kan melk donateer. Ja, So as jy 'n mamma is wat baie melk het, Ja. dan kan jy pomp en dan kan jy Ja. donateer dat ander babatjies wat nou nie melk kan kry nie, Ja. dan kan hulle goeie melk kry. ja, om nou 'n bietjie te kyk na direk godsdienstige en kerklike sake. Hier is nou 'n berig in die koerant Die Papier. Die Papier is nou al 'n hele paar maande aan die gang, maar hy spandeer maar min op kerklike sake. So 'n bietjie op godsdienstige sake daar, Ja. maar oor kerklike sake is hierdie die eerste berig wat ek nou sien direk oor kerklike sake.
En dis prent daarbo sê, kerk verskille nie oor nietige sake. En links is daar die woorde, is die Bybel dan nie gesagvol nie? Vraagteken. Ja, dit is waaroor al die debatte gaan oor Bybelgesag. Ons nou al jarelang oor debatte in die NG Kerk en ander kerkgesag. Kom ons lees hier 'n bietjie deur en kyk wat sê Johannes Vroneman hierso. Hy sê berigte of artikels oor woelinge in Afrikaanse kerke ontlok telkens kommentaar. Ja, aanhoudend is daar kommentaar, né? Soms altyd skerp kommentaar. Dis ook nodig, ja. Dit kom voor of die NG Kerk, die hervormde kerk en die gereformeerde kerke net die nuus haal wanneer meningsverskille oor die vrou in die ampt en gays na die oppervlak borrel. Dit geld ook kerke in die buiteland. Trouwens, wêreldwyd het groot denominasies al oor gays en die vrou in die ampt van leraar geskeur en is daar voortdurend gaande debatte. Hierdie is dus nie 'n saak wat tot Afrikaanse gereformeerde, let op die klein g, kerke beperk is nie. Die wêreldwye Anglikaanse kerk het byvoorbeeld hieroor geskeer, wat beteken die meerderheid lidmate erken nie meer die aartsbiskop van Kantelberg nie. In Amerika het die Methodiste, die Presbyteriane en evangeliese Lutherse kerke geskeer. In Nederland is die saak brandend, veral by die Christelike gereformeerde kerk. Oral worstel kerke met die saak. Die werklikheid is, hierdie en ander kerke op oorvloedige wyse in 'n gemeenskaplike bedrywe is, onder meer met hulpverleningsaksies, maar die verskille haal die opskrifte. Vir ongelowiges of mense wat reeds van hierdie kerke weggestap het, is dit dalk nie belangrik nie, hoewel hulle graag kommentaar lewer op geloof en die meningsverskille. Maar vir lidmate is dit tog ter sake. Trouwens, dit kan hulle intens raak, want wie moet ons dan glo? Is die Bybel dan nie gesagvol nie? Nou, is 'n baie intense besprekings, intense briewe wat ons hier kry, intense debatte van mense voel ernstig. Ons is ernstig oor die waarheid. Wat is die waarheid? Wat is die Bybelse waarheid? En dit is 'n baie ernstige saak. So die debatte is intens daar, ja. Die kwessies in elk van die genoemde kerke is veel te kompleks om hier selfs net in breë trekke uit te pak. Toch is dit duidelik dat die kern van die probleme veral lê in die volgende. Dan is 'n punt gewyse. Nommer 1, daar sê, die meningsverskille oor gays, veral die hantering van gays wat lewenslange verbintenis in die kerk wil sluit. Ja, want dit raak die skepingsorde en die skepping tussen man en vrou. Wat is 'n huwelik? Lewenslange verbintenis. Wat is dit? Wat is sonde? Wat sê die Bybel oor homoseksuele aktiwiteite? Dit is 'n kernpunte daarin. Dan die vrou in die ampt, veral van leraar of pastoor. By talle kerke is die vrou in die ampt van die leraar nie meer 'n twispunt nie. By ander is dit tans 'n dringende saak. Voeg daarby prosedurele sake en vra oor watter Bybelvertalings gebruik moet word. Oor elk van hierdie sake sal veral beswaardes nog duisende woorde kan toevoeg. Dit is vir hulle 'n saak van groot erns, maar dit geld ook vir diegene wat 'n sagte hantering van gays voorstaan en diegene wat glo, vroue moet wel as ouderlinge en leraars toegelaat word. Byna ongelooflik, maar vir sommige is die veroordeling van apartheid steeds 'n kwessie. Telkens is skrifgesag die sentrale kwessie. Hoe moet gelowiges die Bybel lees? Dit is verskriklike kernpunt daar. Dit is die kern. Wat is die skrifgesag? Wat sê die skrif? Volg die skrif? Is jy gehoorsaam die skrif? Of wil jy jou eie ding doen daar? Soos Kain. Kain wou vir God aanbid op sy eie manier, sy eie voorwaardes, sy eie voorskrifte. Hy wou nie God se voorskrifte volg nie. En kyk wat gebeur. Vandag is presies dieselfde uitdaging. Definitief. Hoe moet ons gelowiges die Bybel lees en verstaan? En watter opdragte moet letterlik opgeneem word en vandag nog streng toegepas word? Nou dit is die ding, né? In die teologie skole vandag word baie van hulle geleer dat die Bybel is 'n goeie boek. Ja, mooi morele storieetjies. En ja, daar's miskien gedeeltes van die Bybel wat
gesag mag dra Ja, en wat geïnspireerd is, ja. maar nie die hele Bybel. Ja, dis oudtyds. Want dit is vir hulle tyd geskryf. Ja. En dit is nie op ons van toepassing. Nie in hierdie wetenskaplike tyd nie. En die probleem daarmee is soos geleidelik dit het stadig ingestel. Ja. Dit het sommer net ewesklik uit die bloute gekom nie. Geleidelik het hierdie gedagtes posgevat Synode besluit per synode per kerkbyeenkoms, né? en die probleem daarmee is op die ou en gooi die hele Bybel uit. Ja, ja. Want as ek kan kies en keer, Ja, wat kan ek mos maar doen wat ek wil? dan jy jou eie gesag. Ja. Ja, ai. Dan gaan aan en vra, en watter opdragte moet letterlik opgeneem word en vandag nog streng toegepas word? Vraagteken. Dit is geen geringe saak nie. Sekerlik nie iets wat bloot aan hardkoppigheid of vroue haat toegeskryf kan word nie. Dit is 'n baie belangrike vraag daar, die kernvraag, nie. Jy moet dit ernstig opneem. Is dit alles die gevolg van 'n liberale, selfs humanistische tydgees, wat nie die woord as rigsnoer wil aanvaar nie? Of het sommige se lees van die Bybel vasgeval in 'n letterlike interpretasie? Dit is 'n komplekse vraagstuk. Daarom moet Christene mekaar met groot geduld hanteer. Tog lei dit nie na vraagstukke wat gou, indien ooit, opgelos gaan word nie. Ja, daar is hy korrek. Hierdie vraagstuk en die verskil is so groot. As jy die een pad kies, dis nie vergelykbaar met die ander sting nie. Hierdie is nou Vroneman en hy is 'n lidmaat van die NG Kerk in Kleinmond. Sal my draai. Johannes Vroneman. Het jy maar voorheen van hom gelees? Weet jy iets van hom af? Nee, glad nie. Ek het al die naam daar gehoor, maar ek laas meer as een Vroneman, soos ek ken hom ook nie eintlik nie. Maar ek gaan kyk altyd op wie is dit wat skryf daarso. Is hy 'n afgetrede dominee, of 'n predikant, of 'n priester, of wie of wat is hy? Nou toe ek hierdie nou gaan kyk, ek het weer gegaan na Google, eenvoudige Google. Toe sê hy so, Johannes Vroneman is 'n gewese joernalis, navorser en emeritus professor in journalistiek van die Noordwes Universiteit wat deesdae in Kleinmond woon. Hy skryf gereeld oor media geskiedenis en is die kurator van die aanlyn media museum Media Mense. Okay. Baie interessant. Hy het sy loopbaan jaar gelede as joernalis by die koerant Beeld begin. Die Beeld bestaan nie meer, maar hy bestaan nou nog. Hy was vir 'n lang tyd 'n akademikus en professor in journalistiek. Hy het 'n meestersgraad van die Universiteit van Stellenbosch en 'n doktersgraad verwerf. Hy is die skrywer van tal akademiese artikels en boeke. Nou ja, jy kan sien, hy spreek akademies, hy vat so mooi gebalanceerd, né? Mees van ons neem 'n standpunt in. Dus kom ek dieselfde gedagte nou gehad, wat ek nou lees. So dit is goeie vrae wat hy vra, en stellings wat hy maak, maar wat is die antwoorde? Ja, hy neem 'n standpunt in. Hy neem glad die standpunt in. Ja. En hy los het so in die lug. alles is in die lug. Mooi akademies. Dit is baie keer met in akademie wat gebeur is, dit is soos filosofie. Ja. Jy weet, dit is maar net, dis daar, dis stellings wat gemaak Vra die vraag, en los het in die lug. En dan jy weet nooit waar jy eintlik staan nie. Ja. En almal moet nou maar kies en keer en so voort. Ja. Maar die antwoord is eintlik baie eenvoudig. Ons noem onsself Christene. Ja. En wat is 'n Christen? Dit beteken ons volg Jesus. Gehoorsaam aan hom en sy leerstellinge. En as ons kyk na Jesus, toe hy op aarde was, hy was reguit, Ja. hy het op 'n mooi manier gepraat, Ja. maar hy het die waarheid gepraat. Ja. As jy kyk, ek dink in die boek Johannes, oor en oor, dan wat sy vertaling jy lees, sal Jesus sê, waarlik, waarlik, ek sê vir jou. Ja. En 'n ander vertaling sal dit sê, ek vertel jou die waarheid. Ja. Ek sê vir jou die waarheid. Ja. Oor en oor het Jesus het, en die waarheid maak saak. Ja, Vandag kom sogenaamde Christene, want ek sê sogenaamd, want jy kan nie Jesus volg en sê, waarheid is relatief nie. Want dit gaan teen wat Jesus gesê het. Presies. So, die antwoord op sy vraag, en alles hierso is, as ons onsself Christene noem, moet ons die naam uitleef.
Hy trek daarmee te velde teen die fundamentaliste nie. Dan sou ek sê, hy's 'n teoloog, want die teoloog, die een klomp sê, jy's 'n fundamentalist, ek veroordeel jou, en die ander klomp sê, maar jy's 'n liberalist met al jou liberale menings, hy's so mooi gebalanseerd daar. Ok. Wat is jy nou nog daar? Dit is nou een, dit is die beste manier hoe jy Vrouedag vier. So, is nou eintlik ons vroue maand, en is daar 'n vroue maand? Ek dink so vroue dag, ons moet nou so pas mos die vroue dag gehad. Was 'n vroue dag, ja. En dit sê hierso, dit is geskryf deur Christine Landman, Godsdienst Aktueel. Sondag vier ons Vrouedag. Dit is 70 jaar nadat die vroue op 9 Augustus 1956 tot by die Uniegebou oor paswette gemarseer het. Hoe vier 'n mens nou so 'n platinum fees? Ek vra dit vir 2 middeljarige mans. 'n Mens sou skaars glo, hulle het in dieselfde land groot geword. Die wit man sê, Vrouedag maak die mans net kwaad, en 'n vakansiedag moet mense saambind en nie verdeel nie. Dit moet weg. Die swart man... Daarom nie al die mans wat so voel, ek moet sê, dis nie al die mans heeltemal wat so voel nie. Die swart man sê, ons moet op Vrouedag alles vier wat vroue op daardie dag aan die rol gesit het, vryheid, gelykheid, nuwe kanse vir verarmde en onderdrukte mense, en hy noem 'n hele paar name van politici, vandag wat huiswerkers as maas gehad het. Name waarvan die wit mans nie noodwendig hou nie. Om iets te vier is natuurlik kuns. Hoe vier ons Vrouedag? Eerstens moet dit nie 'n kompetisie tussen mans en vroue afgee nie. Mans en vroue moet saam vier dat hulle menswees deel. En dit moet sommer ook lekker wees. Mense moet spontaan hulle eie en ander se voormoeders vier. Hul groot dade, maar ook die dinge wat vroue elke dag doen wat ongesiens verbygaan. Dis 'n kans om te wys ons is dankbaar vir wat vroue op alle vlakke doen. En kom aan mans, dis nie nodig om daardeur bedreig te voel nie. En dan eindig sy af en sê, mans en vroue het albei hul oorsprong in God, en albei dra God se beeld. Ja. Ek is bly sy het dit geskryf, dit is mooi gestel. Ja, nee, dit is 'n bietjie meer gebalanseerd en nie so streng polities feministies geskryf nie. Dit is nogal bietjie meer gebalanseerd geskryf. Dankie daar vir die professor, teoloog wat nou daar so skrywe. Definitief. En hierso is nou SMS wat ingekom het, op antwoord op daardie, en dit sê so, my dank aan prof Christine Landman, vir haar verbasende, simpatieke, versoenende en paaiende gesindheid. Ja, ek sê, sy is nie altyd so nie. Gesindheid teenoor mans, in haar jongste rubriek. In die verlede was sy by tye maar taamlik blitsig, kwaai en ongenaakbaar teenoor die sondige geslag. Dit is geskryf deur Bastian van Bromhof. En ek moet sê, ek was ook bietjie verbaas gewees, maar ek is bly, sy het daar op die einde mooi gepraat van, ons almal is in God se beeld geskep, en ja. Wel, as Vrouedag, die vroue sal help om 'n bietjie mooier by die mans te wees, dan sal ook Vrouedag ondersteun. Nou ja. Hier is nou 'n brief van 'n Engelse koerant, Cape August. Dit sê GBVF addressing the slow onset disaster. It said that as South Africa commemorates Women's Month, we celebrate the achievements, resilience and contribution of women across society. Ons is baie dankbaar vir vrouens. Ek is bly daar's vrouens hier, en as ek daar my intoning gewees is sonder vrouens in die lewe, né? En ek en jy sou ook nie daar gewees het in elk geval nie. Dis so. However, this period must also provide an opportunity for deeper reflection on one of the most persistent threats facing women and children. Gender-based violence and femicide, GBVF. En so gaan sy aan. Maar wat my tref is, daar reeks, ek het nie geweet as vroue maand nie, ek dink dis nou once off en klaar verby. Nou moet ons die hele maand versigtig wees wat ons nou doen, né? Kyk, en daar is 'n teken van 'n Women's Month symbool. En daar is die teken van vroulikheid, die ronde sirkel met 'n sterretjie onder, nie sterk nie, wat ja. En met 'n vroue gesiggie daar in die middel. Ek het toe nou dadelik gedink aan 'n Volvo kar. Okay. Weet jy hoekom? Hoekom? Weet jy nie? Jy is toch 'n bietjie jonk, jy is toch 'n bietjie jonk. Toe ek jou ouderdom was, toe het ek net Volvo's gery. Regtig? Ja. Okay. 122S. Weet ken jy hulle? 144S. Okay. Amazon. En hulle het so 'n teken opgehaal daar, so 'n ronde sirkel,
maar met so pyltjie reg. Dit was Ja. die manlike teken daar. Okay. So jy kon weet, dit is 'n kar van mans. Maar my vrou het ook daarvan gehou later aan. Nou ja. Nou, hier het ons nogals, ek sal sê amper 'n sombere een, want dit is 'n Ernstige dis 'n ernstige saak hierdie. Ja. Ek onthou, toe ek het nou gelees het, toe onthou ek toe ek nou terugdink, het ek van hierdie in die nuus gesien. Ja. En dit is baie hartseer. Ja. En dit gaan oor 'n vrou wat doodgemaak is, omdat sy opgestaan het vir die waarheid. Sy is 'n vermoorde vletjieblaser vereer met gedenkteken. 'n Gedenkteken is Sondag in Johannesburg onthul ter ere van Babita Deokaran, die amptenaar van die Departement van Gesondheid wat in 2021 vermoor is, nadat sy korrupsie van meer as 850 miljoen rand by die Tembisi Hospitaal blootgelê het. Ai togie. Dit is verskriklik, né? Ai tog. Tammy Ntuli, premier van KwaZulu-Natal, het tydens die onthulling beklemtoon dat die regering 'n verantwoordelikheid het om vletjieblasers te beskerm wat hulle lewe op die spel plaas om misdaad aan die kaak te stel. Absoluut. En dit is baie belangrik want jy wil dit so maak dat toekomstige mense Ja. ook sal opstaan vir wat reg is, Absoluut. En uit dat hulle praat as weet dit dat- nog is. dat hulle lewe en hulle families Ja. se lewe Ja. beskerm sal word Ja. as hulle dit doen. Ja, ja. Dio Karan, 'n senior amptenaar van die Departement van Gesondheid in Gauteng wat in KwaZulu-Natal groot geword het, is op 23 Augustus 2021 voor haar huis doodgeskiet. Sy het verdagte en onwettige transaksies by die Tembisi Hospitaal uitgewys wat om meer as 850 miljoen rand geraam word, amper 'n biljoen rand. Ja, is baie erg. Toe sy gekonfronteer is met korrupsie en die plundering van openbare hulpbronne wat vir die kwesbares bedoel is, het Babita nie weggekyk nie. Sy het nie stil gebly nie. Sy het haar stem verhef en standpunt ingeneem, sê hy. Natuurlijk diegene wat die onthulling bygewoon het aangemoedig om Vrouedag te vier deur Deokaran se dapperheid te eer. Ons behoort ook haar nalatenskap te eer deur 'n proaktiewe rol te speel in die stryd teen misdaad en korrupsie. Absoluut. In alle sektore van die regering en die samelewing, het hy gesê. Ja. So, ja, en dan sê dit hierso, né? Dis 6 wat skuldig bevind is aan die moord. En hulle sê maar die meesterbrein is nog nie gearresteer nie. Ai Die tog. mense agter dit, né? Dis die probleem baie keer. Dit is die probleem. Sjoe. Nou ek het nou hier so 'n verwante berig. En dit sê SARS targets Mamela matriarch in tax probe. Unpaid taxes of 40 million by mother of alleged kingpin. Ja. South African Revenue Service has acted against Morgan Mamela's mother, Mobeni Benedicta Mamela, over unpaid taxes of up to 40 million as law enforcement tightens the noose on the family at the receiving end of dubious state contracts. SARS has slapped Mobeni Mamela with 39.9 million rands in new assessments, including penalties and interest regarding the 2017 to 23 tax year. The tax agency has told Mobeni that it found prima facie evidence of fraud. Dan gaan hy aan en sê, News24 previously reported that Mobeni splashed 30 million on 2 luxury Sea Point apartments in Cape Town, Ja. pushing the value of the family property portfolio north of 300 million. As dodgy government tenders swell their coffers. Nou ja. En daar regs is 'n prent van een van die Lamborghinis wat hulle gaan oplaai het by die huis. En hulle sê daar, the Mamela syndicate accused of siphoning more than 800 million from Tembisa Hospital. Kan jy dit glo nie? Ja. Jy moet dan eerlikwaar nie 'n gewete hê om so iets te doen, ja? Ja, the investigation into the Tembisa Hospital was preceded by a report by the slain former chief director of financial accounting at the Gauteng Department of Health, Babita Deokaran. Deokaran was assassinated in 2021 after the report outlined irregularities at the hospital's supply chain management unit. Ja. Soos ek is dankbaar vir 'n standbeeld daar. Eer die vroue wat eerlik optree. Dankie tog. Dit is nou, onthou 70 jaar gelede, Ja. Augustus is vroue maand, Lizette Rabbe skryf oor vroue in die geskiedenis, wat bewys het dat die gety vir vroue in Suid-Afrika kan draai. Ja. En dit hier is 'n foto, nou daar was op Pretoria 9 Augustus 1956.
slaan 'n vrou en jy tref 'n rots. En almal nou opgestaan. Suid-Afrika se Vrouedag op 9 Augustus herdenk die vroueoptog van 1956 vanjaar, 70 jaar gelede. Meer as 20,000 vroue van alle rasse het na die Uniegebou, setel van die regering in Pretoria gemarseer om petisies teen paswette vir swart, bruin en Indiër vroue te oorhandig. Deesdae vier ons die hele Augustus as Vrouemaand. Maar soos die akademikus, Amanda Gous 2 jaar gelede in Vrouemaand met Suid-Afrika se 30ste viering van demokrasie geskryf het. Daar is 'n gesegde, as jy wil weet hoe 'n land vaar, kyk dan die toestand van sy vroue. Baie interessant. Ja, baie. Het ek nou 'n baie interessante brief wat vir my nogal interessant is. Ek het nie al die details so mooi geweet nie. En dit sê, dis deur Willem Lou van Pretoria, en opskrif is, fokus op net een optog is jammer. Jy het nou oor die een optog daar gepraat, hy sê dit is jammer, dat jy net daar praat. Hy sê, meeste mense weet van die optog van 9 Augustus 1956, die vroue na die Uniegebou waar die stryd in apartheid en paswette in die kolle geplaas het. So wat 20,000 vroue van alle rasse het 'n petisie by die Uniegebou se deure afgelewer en 30 minute lang in stilte gestaan. Dis ook 'n baie mooi gebaar daar, nie begin betoog en dinge breek en afbreek en al die dinge nie. Dis hoekom ons lees daar Vrouedag in Suid-Afrika vier. Die vrouoptog op 4 Augustus 1915 word egter nie na waarde geskat nie. Dit was so wat 3000 hoofsaaklik Afrikaner vroue wat in die Eerste Wêreldoorlog vanaf Kerkplein na dieselfde Uniegebou geloop het om amnestie vir die 1914 rebelle te eis. Sure. Is 'n bietjie voor jou tyd. Wat weet jy van die 1914 rebelle af? Nie veel nie. Nie veel nie. Nie veel nie of niks. Ek ken al die geskiedenis vanaf die 1600s Ja, tot in 1905. ja. En dan van daar af ken ek nie veel geskiedenis van Suid-Afrika nie. Nou sê dat jy daardie weet en nie die Ek dit is die geskiedenis wat ek gedoen het op skool. hoor. Nou ja. Jy het seker al gehoor van Jan Smuts al. Ja. Jy het van hom gehoor. Ja. Was jy op oupa en ouma 'n Smutsman of nie 'n Smutsman nie? daar was jy mos of 'n sap of 'n nat. Ja. Was jy stwerig. Nou ja. Nou sê in 'n tyd toe vrouens in Afrika nie kon stem nie, was dit nie algemeen om georganiseerd en vreedsaam die regering van die dag te konfronteer nie. Wat verbind die twee optogte? Nou ja, die stilte, simbolies hulle in stilte daar gaan staan en betoog. Hierdie vroue, die 1914 rebelle toe ons die Eerste Wêreldoorlog betree, net kort na die Boereoorlog, dit wat baie van die Afrikaners baie daarteen en gerebelleer teen die regering, wat natuurlik op sigself 'n uitslike fout was. Jy mag nie teen jou eie regering optree nie, maar sterk gevoel, toe hulle al die rebelle wou hulle laat hulle loslaat uit die tronk uit en nie in die tronk behou nie. Ja, nou eindige afwissel. Beide was vir die tyd waarin hulle dit plaas van dit en die doel daarvan ewe belangrik. Dis jammer dat tans net op een optog gefokus word en die ander in die vergetelheid verdwyn. Jy moet dit nou nie vergeet nie, nee, vir jou kindertjies leer hiervan. Beide beklemtoon die feit dat ons vroue al stem dik kan maak. Maar dit wat jy seker nou in elk geval ook al ervaar, nou ja. Hier sit tussen van Ramaphosa op Vrouedag. Ja. Stilte harder as enige toespraak. Ja. President Cyril Ramaphosa het Sondag op die 70ste herdenking van die geskiedkundige vroueoptog gesê die stilte van die 20,000 vroue wat in 1956 by die Uniegebou vergader het, was kragtiger as enige toespraak wat die apartheidsregering kon gemaak het. 70 jaar gelede het 20,000 vroue op hierdie gronde vergader en 30 minute lank in stilte gestaan. Dit is baie moeilik gewees het, oom. Vooral vir 'n vrou met alle respek. So, 30 minute. Klomp vrouens nie een woord praat. Ek wou nie regtig die grappie gemaak, maar dis 'n tongniekies, maar dit is so. Ek dink die stilte, dit om daar in stilte te staan, prestasie. dit sê definitief meer as om af te breek, né? Ja. Ek wonder of mans dit sou kon doen, 30 minute stil staan. Ek weet nie. Ek twyfel eintlik. Maar gaan dit aan sê, maar dit was nie die stilte van vrees nie. Dit was nie die stilte van onderwerping nie. Dit was die stilte van moed wat sy krag vind, het hy gesê.
Die vroue het destyds petisies wat meer as 100,000 handtekeninge by Strydom se deur gelos en daarna 30 minute lank in stilte gestaan. Hulle stilte was nie leeg nie, hulle was vervul met waardigheid, dissipline en vasberadenheid. Dit was harder as enige bevel wat deur die apartheidstaat uitgereik is. Hy het ook die teenwoordigheid van die Pakistani aktivis Malala Yousafzai erken, wat oorleef het nadat sy aangeval is omdat sy daarop aangedring het dat elke meisie die reg het om onderrig te ontvang. 'n Wrede ideologie het probeer om jy stil te maak, maar jy het opgestaan om een van die sterkste stemme vir die bevryding van vroue in ons wêreld te word. Malala, dink dat jy vandag hier is. En dit is erg, nee? Ek is goed dat hy dit gesê het, Ja, want dit is 'n groot probleem in baie van jou islam moslimlande, daar word die vrou nie erken, die vrou word vernietig. Ek het nou 'n berig gehad daarvan, daarso in Afghanistan mag meisies net skool gaan tot laerskool, daarna niks. Ja, jy wil nie hulle moet te veel leer nie, en dan gaan hulle miskien in opstand kom. En dit is totaal verkeerd, dis nou vroue onderdrukking, en dis direk teen die respek vir die Baie van die lande mag hulle ook nie bestuurslisensie hê nie, en al sulke dinge. Ramaphosa het erken dat geslagsgeweld steeds 'n reuse probleem is. Verlede jaar het die regering dit as 'n nasionale ramp geklassifiseer. In 1956 het vroue in vrees geleef dat hulle in hegtenis geneem sou word, omdat hulle nie 'n pas gehad het nie. Vandag leef vroue in vrees vir die geslagsgeweld wat hulle in die strate agtervolg, selfs in hulle huise. Intussen het die MK-party se Vroue Liga 'n verklaring gesê, vroue bly die ruggraat van die nasie. En Dankie daarvoor. Nou ja. Is nou 'n beriggie. Kunste Kaap Theater herdenk 56 vrouoptog met staptog. Maar kyk wat sê hulle hier. Die staptog vestig die aandag op wat, dink jy? Vestig aandag op die lot van persone met gestremdhede. Is dit waar Vrouedag gaan? Die LGBTQIA+ gemeenskap en die verwoestende pandemie van geslagsgeweld. Ja, oral sal jy die LGBTQIBC beweging kry wat hulle voete moet inkry daar. En daar is 'n prent daar, nee, en daar is die mense met die LGBTQI vlag daarso. Hulle kry die hoofprominensie en die vroue minder daar, nee. mens noem dit kaping. Kaping, dit is 'n goeie punt daar. Die LGBT mense kaap baie aktiwiteite wat nie korrek is nie. Dan hierso, met die burger, dis nie hulle nie, ons probleem. Ja. En dit is deur Elmarie Derksen geskryf. O, En sy sê hierso, ek het reeds in 2023 my ongemak met Vrouedag in 'n rubriek hanteer. Vanjaar het ek 'n weinig pink boodskappe soos op Moedersdag ontvang en daarvoor is ek dankbaar. So sy hou nie van Vrouedag nie. is nou 'n bietjie beter, maar voorheen was hy nie te opgewonde daaroor nie. Hulle sê sy hierso, plaaslik het die president in November verlede jaar geslagsgeweld tot nasionale ramptoestand geklassifiseer. Ons het nou net daarvan gehoor, Ja, né? baie, daai is 'n ernstige ding. Maar vanjaar se statistieke lyk geensins beter nie. Die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad berig dat geslagsgeweld steeds krisisvlakke bereik, met tot 40% van Suid-Afrikaanse vroue wat in hierdie eerste kwartaal van die jaar daardeur geraak is. Boonop ervaar 25% van vroue in die land emosionele en finansiële misbruik. Maar die nuus oor die advoeboer wat nog 'n vrou soek, het plaaslik die betoon gevoer. Mense het verantwoordig saamgesels, uitstekende artikels en rubrieke daar geskryf en ook lekker gelag. Miskien het mense se reaksies hierop my meer geraak as die feite van die saak self. Ek waardeer dit dat ons ook humor gebruik om ongemaklike dinge te hanteer, maar al die lag-emojis het my ontstem. Miskien neem ek dit te ernstig op, sê ek vir myself, maar hierdie is nie eintlik snaaks nie. Dit bevestig net weer die magsdiskoers en die dinamika waarin mans en vroue leef. Maar wanneer ek in hierdie week van Vrouedag saans rustig geraak het, het my gedagtes gedwaal na Emma van der Walt, wat haar lewe gegee het om slagoffers van mensenhandel te help, na vroue soos Oloratu en Noselu en Reva en nou miskien ook Cameron. Jy moet luister, Cameron, ek gaan nou praat met Cameron. Na die kinders van prostitusie en Eysterplaat vir wie die Here ook onthou,
wat as tieners word wat hulle mamas is, want dis al wat hulle ken. Na die vroue in my vriendekring, wie se verhale ek dra, die vroue in my geloofsgemeenskap en ons maatskaplike werkers se kantoor. Ek blameer nie mans nie, hulle navigeer ook moeilike wêreld en die meeste mans wat ek ken probeer hul bes. Ek is moeg geblameer. Ek dink nie dis hulle probleem nie, dis ons probleem. Ons wêreld, ons samelewing, ons geloofsgemeenskappe. Wat om te doen? Hou aan onderskei watter kulturele denkwyses inmeng wanneer ons Jesus volg en die Bybel lees. Daarvoor is kerke verantwoordelik dat ons tradisie, en dis maar hoe dit is, kondoneer as disipelskap. Huil maar saam met my, want soms is 'n treurlied gepas. En hou aan droom, asseblief. Soos ek aanhou droom van 'n wêreld waarin verhoudings nie transaksioneel is nie, en 'n vroue nie besittings is nie. Baie goed geskryf. Ja, nee, dit is nou 'n bietjie meer minder feministies en hartig teenoor mans. Ek is bly die vrouens kom so 'n bietjie tot insig so stadig van daar so. Dit is En ons weet wat die oplossing is, oom. diepe bekering, laat mense mekaar respekteer soos wat jy moet. Ons het En laat paas, hulle pa staan en pa is vir hulle kinders en nie weg hardloop nie. Ons het nou die dag hierdie gesprek gehad, en spesifiek oor toe sonde inkom, het dit God se karakter wat in die mense is, die beeld van God. God het ons in sy fisiese beeld, maar ook as 'n karakter, sy beeld geskep. En daardie beeld is geskaad. Dit is seer as gevolg van sonde. Ja. En daardie beeld van God, ons weet ons aanbid 'n drie-enige God. Ja. Die familie is die afbeelding van dit. Ja. Pa, ma, kinders. Die goddelikheid is ook 'n familie, 'n drie-eenheid familie. En die familie-eenheid wat vandag bestaan, die vyand val dit aan. Ja, absoluut. En hoeveel families of huishoudings is daar waar daar net 'n ma is? Ja. Of waar daar nie eers ouers is nie, Ja. is miskien nie ouma en die oupa, of die kinders is alleen. Ja. Dis wat die vyand wil hê. So ons weet wat die oplossing is, ons moet terugkeer na die struktuur wat God vir ons gegee het, in die begin, in die tuin van Eden. Absoluut, ja. Ek wil nou hierso praat oor daardie Cameron wat daarna verwys is deur Elmarie Derksen, né? En sy is 'n dominee by die NG Kerk Bloubergstrand, nie te ver van ons af nie, né? En ek gaan hier so nou 'n paar brugte vinnig saamvat en die storieetjie daar probeer kortliks vertel daar, want dit is 'n belangrike ding daar. En dit praat hierso oor hierdie familie. Ek gaan vinnig lees. Die eerste brug is hierso aan die burger. Ethan Coetzee se familie, ons kan nie glo hy so enigeen leed aandoen nie. En daar's 'n prent van hom en regs is daar 'n klein prent van Cameron Waldeck Cooks, wat ook die betrokke is. Dit sê so, Cameron Waldeck Cooks, 17 jaar oud, 'n graad 11 leerling aan die St. Stithians Girls College in Sandton, Johannesburg, se lyk is verlede maandag in dieselfde kamer in die Waterval selfsorgvakantiehuis as Ethan, 19 jaar oud, sin gekry. Ethan het verlede jaar aan die St. Stithians Boys College gematrikuleer en was 'n speler in die skool se eerste rugbyspan. Hy was ook 'n krangige perderyter. Dan gaan hy verder aan en sê, maar Son het gesê Ethan het vermoedelik sy eie lewe geneem en die polisie het 'n geregtelike doodsondersoek aangelê. Nie die polisie of die Coetzee familie kan sê hoe Ethan dood is nie. Die Coetzee familie se verklaring lui: ons weet nie wat gebeur het nie, behalwe dat hulle gelukkig was toe hulle Sondag aan 2 Augustus gaan slaap het. Hulle het 'n wonderlike 5-dag staptog saam met 'n groep familievriende voltooi. Niemand in die vakansiehuis het enige iets gehoor wat gedui het op 'n bakleierery nie. Die voorlopige private lijkskouwingsverslag van Ethan wys dat hy geen beserings opgedoen het wat ooreenstem met 'n streweling nie. Ethan was saggeaard, gaaf en loyaal. Hy was lief vir Cameron. Ons almal was. Ons kan nie glo dat ons seun enigiemand sou seermaak nie, lui die Coetzee familie se verklaring. Dan gaan hy verder aan en sê,
Die raaigloot wat presies voor die dood van die 2 jong mense gebeur het verdiep toe Cameron se broer, ook Ethan, Vrydag in 'n Instagram plasing gesê het, sy suster is vermoor. In die plasing skryf hy, my suster Cameron Waldeck Cooks is op Sondag 2 Augustus doodgekry. Haar lijk het leweloos gelê met beserings aan verskeie liggaamsdele. Sy is vermoor deur Ethan Coetzee. Daar was geen dwelmmoorddosis nie, geen gif nie, geen selfdoodpak nie. Ethan het my suster versmoor deur haar te verwrig. Sy is nie vreedsaam dood nie. Hoewel albei se dood baie mense raak, sal ek nie toekyk hoe mense my suster se moordenaar se lewe vier nie. Hy was 'n broer van my. Hy het my altyd met vriendelikheid en respek behandel. Dit beteken nou niks. Ja, Baie ernstig. dis 'n vreeslike storie. Dan die volgende berig is ons sê, wurgmerke aan tiener se nek gekry, moorddossier aangelê na leerling se dood. En daar weer eens is 'n foto van Cameron, en 'n foto van Ethan, en 'n foto van die waterval self-catering home buite Sabi in Mpumalanga daar. En dan die volgende berig wys op, hy was lief vir Cameron, sê dit in die burger. Tiener se dood is tragies vir almal. Sy is glo verwrig, versmoor. En daar's net 2 prente van hulle almal saam in gelukkige dae. Dit is ondraaglik om te sien hoe hulle 2 se foto's saam gebruik word. Dan sal ene hierso, 2 jong mense se lyke in dieselfde kamer by Mpumalanga Lodge gevind. En daar heel bo is weer hulle prente hierso. Dan sê die hierso heel onder, leerlinge aan die skool is geskok oor Cameron Ethan se dood. Vroeger van leesweek is afsonderlike dienste vir die meisies en die seuns in die kapel op die skoolterrein gehou. Begrafnisreëlings is nog onbekend. Soos by die skool het afsonderlike dienste vir meisies en seuns. Maar op die staptog sê hulle vir daai 2 tieners, gaan slaap nou vanaand in dieselfde kamer, in dieselfde bed. Dis 'n storie. Is dit nou woke ouers, of woke vriende, of woke wat? Dis die moderne wêreldsiening om. As hulle my toe ek 19 jaar oud was, met 'n 17-jarige meisie, in 'n kamer gesit, heel nag, ek sou heel nag nie 'n oog kon toemaak nie. Dit is verskriklik. Ja, sjoe. Maar ek sien jy daar 'n briefie Hier is dus nou 'n brief van die dominee. van Dominee Pieter de Jager Ja? van Rendsburg en hy sê so, saamslaap. Die berig, ons kan nie glo, hy sou enigeen leed aan doen, het betrekking. 2 jong mense in hulle laat adolessensiejare sterf onder verdagte omstandighede na 'n staptoer met familievriende in 'n vakansiehuis. Ons harte is gebreek oor die verwoestende verlies. Lui 'n verklaring wat een van die families uitgereik het. Die jong man en sy meisie wat uitblinkers, hulle skool en geliefd deur almal, maar daar was iets anders, op 'n meer stedelike vlak, wat die hele episode soveel meer tragies gemaak het. Ons weet nie wat gebeur het nie, behalwe dat hulle gelukkig was, toe hulle alleen saam in vertrek en hakies gaan slaap het. Vir Christene was hierdie samesyn in die lig van die Bybel verdag. Herhaal hy so daar? Dis 'n belangrike punt, né? Ja. Vir Christene Ja, was hierdie samesyn ja, in die lig van die Bybel verdag. presies. Maar die families laat niks hiervan blyk in hulle verklaringe nie. Ja, Die speerpunt van die tragedie is dat hulle hul begeef het in 'n sfeer van versoekinge, wat buite die grense van God se heilige teenwoordigheid geval het. baie dankie, ja, Dit is hier waar die oorsprong van hulle verwoestende verlies beslag gekry het. ja, Liefde is nie meer maar liefde nie. Vir hulle en meer lewende families het alles volgens plan normaal verloop. Dood normaal. Ons harte gaan na die families uit en sal graag wil sien dat hulle hieroor pastoraal begelei word. En ek dink hy het 'n baie belangrike punt wat hy also noem. Veral op die einde waar hy praat van liefde, ons het in die woord en diepte wat ons gedoen het nou,
So, wat ek doen saam met Eileen, het ons spesifiek hierdie onderwerp was liefde gewees vir hierdie week. En die definisie wat mense het van liefde vandag, en van wat liefde werklik is, Dis 'n wanbegrip. dis totaal en al anders as wat ons in die Bybel sien. En dit is vir my op 'n manier godslasterlik, wanneer ons praat van liefde, maar dit is nie ware liefde nie. Ja, dit is Want God is liefde. Ja. 1 Johannes sê vir ons baie duidelik, Ja. dat God Ja. is liefde. Ja. So die definisie van liefde is wie God is. Ja. So wanneer ek sê, dat ek is lief vir daai persoon, moet jy dit bedoel. Ja. Jy moet besef wat dit beteken, want dit is beginsel. Ja. Dis nie net 'n emosie nie, Nee. dit is 'n beginsel saak. En ek dink baie keer vandag, is dit mense is sogenaamd verlief, en hulle sê, ja, maar hy was lief gewees vir die persoon, of wat ook al mag wees, maar as dit ware liefde, is daar beginsel? Het ek voldoende respek by jou, vir jou om nie saam met jou te slaap tot ons getroud is nie. Ja. Daar's 'n klomp Bybelse beginsels hier. En as jy 1 Korintiërs 13 gaan deurlees, kan jy baie duidelik sien, wat is liefde, en wat is nie liefde nie. Ja. En ek dink baie keer word dit nie daaraan voldoen nie. Baie dankie vir Dominee Pieter, die jaging vir daai skrywe. Ja, jong, hier is nou interessant, partykeer is daar in die burger het hulle die 10 mees geleese berigte van die dag. En nommer 1 hierso op hulle lys, hoogtepunte, is eksklusief. Tweede jong vrou. So lyk advokaat se hoofvrou. Ons moes laas keer gepraat oor hierdie advokaat en sy vrou, en nou soek hulle nog 'n vrou om in te trek daar. Wat noem hulle daar die ek raak die mekaar, Polygamie of polygenie. 'n polygram of wat ook al. Nou ja, maar hierdie is nou 'n geweldige sepie. En ek het gewonder hoekom as jy daaraan dink. OK, dit het die Bybel in. En 'n klomp Bybelinterpretasie, elke herinterpreteer. Dit het die huwelik in, ons gepraat daar oor die huwelik, man en vrou saam slaap, kinders kry daarso, gesag van die man, geld, baie geld, miljoene geld, sommer, is 'n pragtige konkoksie om 'n geweldig aanhoudende storie te, en hy borrel dit oor daar. Nou wat ek eintlik ook wil bykom, hierso is 'n verslag geskryf deur 'n advokaat. En dit is nou advokaat Japie Strydom. Nou hy's 'n opgeleide teoloog en ook 'n opgeleide advokaat. Nou hy het nie 'n verslag opinie gelewer oor hierdie saak nie, maar een presies dieselfde, 'n geskrewe teologies wetlike respons, en ek wou graag daarby uitkom, maar lyk my ons sal maar volgende daarby uitkom daar. Maar kom ons kyk net gou wat er intussen hierso verloop. Hierso is hierdie brug nou, sielkundige besorgdheid oor voornemende bruid, ja. So lyk advokaat se hoofvrou, en daar is 'n prent van hom, advokaat Gert Coetzee en sy vrou Andrea. Nou sê hulle egpaar woon tussen Denyswil en Frankfurt, waar hy met melkkalwers boer. Hy praktiseer steeds as advokaat en besit ook sake ondernemings. Die egpaar het nie kinders nie. En Coetzee wil, benewens sy vrou, erfgename vir sy nalatenskap hê. Op die vraag of hy ondanks die ewige openbare teenkanting met sy soeke na tweede bruid voortgaan, sê hy, nou meer as ooit, soos dit skrik om nie af nie, né? Dit sal 'n polygeniese verhouding wees, daar is dit, né? Waar een man tegelyk meer as een vrou getroud is. Aangesien hy reeds in 'n burgerlike huwelik is, sal hy en die tweede vrou 'n gebeurlikheidsverbintenis voor God sluit. En wat se regsgeldigheid het daardie gebeurlikheids, ek hou nie van die woord nie, maar dit 'n gebeurtenis, hang af van gebeurtenisse, nie? Dan gaan hy aan. En hierso is nou Esti Pretorius, en sy sê, van 'n sielkundige oogpunt. Esti Pistorius, 'n sielkundige wat in die privaat praktyk by die Bloemke Psigiatrische Hospitaal in Bloemfontein bedryf, sê in haar 33 jaar in praktyk, het sy nog nooit tegengekom dat daar vir 'n bruid geadverteer word nie. Nogal. Sy sê die uiterste jaloesie kan ontwikkel in verhoudinge waar daar meer as 2 partye betrokke is.
sulke huishoudings is kompleks. In gevalle waar een van die vroue 'n kind het en die ander nie, kan laasgenoemde afgunstig teenoor daardie kind wees. Ja, ons het in die Bybels geval as Bybelse voorbeelde daar. Daar is soveel voorbeelde al. Nou ja, en hulle wil dit nou doen volgens Bybelse beginsels, maar lyk my hulle kyk baie Bybelse beginsels mis. Hierso heel regs nou is hierso verskillende soorte vir polygamiese verhoudings. Polygamie is 'n oorkoepelende term vir huwelike waarin meer as 2 lewensmaats tegelijkertijd toegelaat word. Dus sluit die volgende aan. Polygynie. Dis nou wat hulle wil doen. Een man met meer as 1 vrou getroud. Dit is die algemeenste vorm van polygamie en kom in sommige kulture en godsdienste voor. Dan polyandrie. 1 vrou met, ja, dis nou 3 en meer. 1 vrou met meer as 1 man getroud. Arme vrou. Dis baie skaars, maar bestaan in enkel gemeenskappe. Dan polygandrie. 'n groep waarin meer as 1 man en meer as 1 vrou almal as huweliksmaats verbind is. Dis uiters skaars, ja, uiters moeilik dink ek. Dan polyamorie. 'n verhouding waarin meer as 2 mense gelyktydig romantiese verhoudings het met die toestemming van almal betrokke. Hoe minder ek daarvan weet, hoe beter. Jong oom, die wêreld is mal. Ja. Dan gaan dit hierso nou aan op hierdie. Ja. Sê so, hoofvrou self op kiespaneel. Ja. Goeie dinamiese aansoeke ontvang. Ja. Sê so, Andrea het gesê, hulle het reeds die regte aansoeke gekry waaruit 'n kortlys van voornemende nuwe bruide vir Gerrit saamgestel word. Ja. Hulle is so tevrede met die kandidate dat Gerrit die 2de en 3de advertensies gaan onttrek, sê sy. So lyk my hulle het nou al graag iemand gekry. Gaan die dinamika in die huishouding nie verander as daar 'n baba is nie? Ek sien dit as 'n sterker aanvulling vir ons huishouding. Ons volk is besig om negatief te groei. Dit is 'n groot faktor wat definitief 'n rol speel by my en waaroor ek in ooreenstemming is met Gerrit. Die aansoekers gaan deur 'n proses. Gerrit gaan ook nie die 2de en 3de advertensies plaas nie, omdat daar absoluut genoeg aansoeke ingekom het. Volwasse aansoeke. Andrea sê, sy sou Gerrit wegval en hulle is byvoorbeeld 10 jaar saam, sal hulle die opset ondersoek en kyk wat die beste is vir almal. As een van ons weer wil trou, sal ons geregtig wees daarop. Die polygeniese verbintenis sal dan wegval en elkeen kan hulle eie rigting inslaan. Sy is ook nie gekant teen 'n monogame huwelik nie. Hulle kyk nou na polygeniese verhouding bloot omdat Gerrit 'n erfgenaam wil hê. 'n bietjie laat om daar te dink. Sulke dinge dink mens lank voor die tyd. Dit bekommer my dat hulle nou eers aan 'n erfgenaam dink. Daar's maniere en baie maniere om 'n erfgenaam te kry. En dan hierso langsaan is dit die maxima potentia fasiliteer nie private verhoudings nie, sê die leier. En ons het ons laas keer ook daarvan gekyk, né? Sê hy het die week gesê hy laat graag sy bates aan die tweede vrou agter, want as hy sonder erfgename sterf, gaan sy bates aan die staat verbeurd verklaar word. Wanneer ek sonder 'n erfgenaam tot sterwe kom, sal my boedel in die staat geërf word en na hierdie ANC regering toegaan. Maar dit is mos nou nie. Jy kan mos nou 'n wil hê waar jy dit dan agterlaat vir sekere mense. Dit is nie noodwendig dat dit na die staat toe gaan nie. Nee, so ek verstaan staat as jy nie 'n wil het nie, dan is dan dit gaan dit, maar as jy nie bedoel presies, dit is heeltemal op. Dis 'n nonsens storie man. Ja, jy sien, as mens daardie glo dan die probleme. Maar ek bedoel hy's advokaat, hy weet die goed. Maxima potentia beywer hom nie vir die oortreding van enige landswet nie en gee ook nie voor dat plurale verbintenisse dieselfde burgerlike regtelike status as 'n monogamiese huwelik geniet nie, verduidelik Kilian. Die organisasie bestudeer en bespreek die skriftuurlike, historiese, etiese, maatskaplike en regsfilosofie vrae rakende die huwelik, gesin en polygamie. Dit is nie 'n huweliksagentskap, bruidverwerwingsplatform of fasiliteerder van lede se private verhoudings nie. So hy probeer nou maar mooi speel dat hy sê nie, maar hulle is nou nie die oorsaak nie, maar ek weet nie so mooi nie. Hierdie is maar vir my
Gevaarlike storie. Daar's 'n baie belangrike punt hierso, en dit is wat jy daar gelees het, hulle dink, as jy nou nie 'n nageslag het nie, gaan al jou geld na die ANC regering toe. En hierso is 'n mooi groot berig in die Sakeburger. Hele bladsy daar, om daardie valse wanopvatting teen te werk. En dit sê so, om jou boedel aan liefdadigheid te skenk. 'n openbare weldaad, geldsake. En dan wys dit hierso, dat baie mense, of hulle 'n nageslag het of nie, hulle gee deel van hulle boedel aan die kerk, na welsyn, na liefdadigheid, na kinderbedieninge, of na dierewelsyn, dierebedieninge. En die groot punt is, as jy dit doen, in die meeste gevalle, is daar nie belasting betaalbaar op daardie geld nie. As jy meer as 3 miljoen rand se bates, 3,5 miljoen se bates het, dan betaal jy 25%, of 20 of 25%, hang nou of dit 'n trust is, of 'n familie, of wat ook al, of besigheid, op jou boedelopbrengs. Maar as jy daardie gee, vir byvoorbeeld Homebase is ook geregistreer as 'n NPO, non-profit organisation, die winsgewende organisasie, betaal hulle geen belasting op nie. En dit is 'n geweldige groot voordeel, soos jy kan daar 'n groot nalatenskap skep. Bou 'n gebou daar so, of los dit vir beursing, of los dit vir kerkwelsyn. Dit is nie nodig om nou skielik te wil 'n nageslag verwek op 'n ou ouderdom, om nou daar te dink jou boedel moet versning maak nie. Dit is 'n ernstige wanbegrip daarin. Ja, definitief. Jong, ek sien ons tydjie is nou eintlik al oorverstreke al. Ek het hierso nou baie interessante berigte van rapport hieroor. Nou, wat ons eintlik by uitkom reg nou, is die teologiese en godsdienstige implikasies en die interpretasies hiervan. En ek het hierso briewe van Henrietta Klasing en ander mense, en van advokate, ensovoorts, wel nou wys op wat is die Bybelse waninterpretasie, wat is die korrekte Bybelinterpretasie. Ons sal hierdie maar moet los tot volgende keer, maar hierdie sepie verhaal, soos ene kinkels in die kabel van die advokaat, en dit is ook 'n baie interessante berig daar. Dus ons sal nou maar moet afeindig en hierdie uiters interessante berig en die verslag daar van advokaat Japie Strydom los tot volgende keer. Kykers, kom kyk saam en volg hierdie verskriklike interessante Bybels, wat moet ek sê, ek kan nie sê Bybels geïnspireerd nie. Glad nie, Bybels geïnspireerd nie. Sogenaamd. Bybels verwant en Bybels verdraaide verhale om te kyk wat is die regte Bybelse insigte van die verhouding tussen 'n man en vrou en die huwelik. Ons sien die volgende week weer. Baie dankie. Tot ziens.